Goeiemôre almal, wat 'n voorreg om vanoggend die woord van die Here te bring op Pinkstersondag, Pentecoste, die dag wat ons die uitstorting van die Heilige Gees vier, die geboorte van die kerk, wat deur Joël geprofeteer is dat dit sal gebeur, en hierdie ongelooflike interessante gebeurtenis toe die Heilige Gees uitgestort is. Soos ons weet, toe Jesus net voor hy opgevaar het hy vir hulle gesê dat hy gaan weg, maar hy stuur vir hulle die Heilige Gees, die trooster, en as 'n hulp. En hier is nou die gebeurtenis, en ons gaan vanoggend daarna kyk. Wat bietjie hartseer is rondom die leringe van die Heilige Gees, is dat daar soveel verskillende opinies is, en soveel boeke geskryf word, en soveel preke gepreek word, en soveel verskillende boksies wat daar is die, wil eers die name noem nie, maar elkeen het 'n opinie oor die Heilige Gees, en hulle verskil verskriklik, en hulle staan partykeer baie lynreg teenoor mekaar, en dan in hierdie klomp opinies, dan wonder 'n mens, maar wat is die waarheid? En ek het al geleer dat die waarheid is in die woord. Nou hierdeur sê ek nie dat ek die waarheid nie, maar al die ander boksies, wat 'n vlaggie hys oor wat hy glo in die Heilige Gees, sê ook dat hulle kyk na die woord, en die woord lei vir hulle om tot die gevolgtrekkings te kom wat hulle kom. My begeerte vir ons gemeente is dat ons na die woord kyk, en dat ons die woord bestudeer, en dat ons toelaat dat die woord ons lei rondom die lering van die Heilige Gees. So kom ons lees so 'n paar gedeeltes. Is 'n paar tekste wat my opval, wat vir my baie kosbaar is. Nou, een van hulle, of woorde wat vir my opval, een van hulle is in Handelinge 1, vers 14, en almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Hierdie woord eendragtig, vir ons Engelse mensies is, eendragtig beteken, they were together in unity, and in unity they prayed. En hierdie is 'n kosbare woord, want hy word weer gebruik vorentoe in Handelinge 2 vers 1, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Nou, ek wil nie 'n lang boodskap preek oor unity nie, maar daar is iets in die gees wanneer die kinders van die Here saamstem. Hier het hulle 'n verwagting gehad, hulle was 'n eensgesindheid, there was a unity about an expectation of the Holy Spirit to come. En ons moet maar leer in ons gemeentes om hierdie eenheid te bewerkstellig. Die ou vyand se grootste teiken is om oneenigheid, disunity binne die liggaam van Jesus te bring. En hier sien ons dat die atmosfeer wat gelei het tot die Heilige Gees uitstorting, nie die rede vir die uitstorting nie, want die rede was omdat God gesê het, dit gaan so wees, maar die atmosfeer tydens hierdie gebeurtenis was hierdie geweldige gevoel van eenheid. Ons is saam in dit, we are in this together, en terwyl hulle so in eensgesindheid en in eenheid by mekaar was, of eendragtig, is nog voordat Petrus begin preek het, staan daar in 2 vers 2, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Nou die woordjie soos, wat hier gebruik word, soos 'n geweldige rukwind, dit was die enigste woorde wat hulle kon gebruik om te beskryf wat hier gebeur het. Maar as ons sien, wat was die effek van hierdie geweldige rukwind wat gekom het, en dat hy het uit die hemel gekom, en dit was 'n geluid, dit was hoorbaar vir mense. Nou dit is totaal vreemd. Dit is 'n vreemde verskynsel, dit het nog nie van tevore gebeur nie. Wat al van tevore gebeur het by Jesus se doop byvoorbeeld, het daar uit die hemel 'n groot stem gekom, God se stem het uit die hemel gekom. Maar hier sien ons 'n geweldige geluid wat geklink het soos wind. Dan vers 3, toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, weer die woordjie soos van vuur. Hierdie beskrywing wat hulle het, is dat hier uit die hemel gekom, nie net hierdie geluid nie, maar dat hierdie goedjies gekom wat lyk soos tonge van vuur, en dat het op elkeen kom sit. Hierdie tonge het verdeel en op elkeen gaan sit.
En hulle is almal vervul, dis die volgende vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om te spreek. Nou hierdie saak rondom tale, het menigte kerke, menigte mense al uit mekaar uitgedryf, want party gemeentes, party teoloë glo nie in tale nie, ander glo aan tale, party glo, wat my betref, verkeerdelik op aan die beoefening van tale, maar ons sal daarby kom, want ons gaan binnekort in ons gemeente begin met 'n reeks oor die Heilige Gees. Ek voel die Here lei ons om 'n reeks te doen oor die Heilige Gees, en ek dink dit is belangrik om by die woord te bly, om te sien, wat was die doel van die Heilige Gees? Wat is die werking van die Heilige Gees in elke kind van die Here se lewe? En om ook te verstaan, hoekom party mense verskillende goeders glo aangaande die Heilige Gees. En party kerke skryf selfs die Heilige Gees uit. Hulle sê in hulle geloofsbelijdenis, hulle glo in die Heilige Gees, maar die belewing daarvan is vir hulle uiters vreemd. So ons gaan daarna kyk in die gemeente, en indien jy dan dit wil ontvang, kan jy maar gerus met ons skakel, los 'n boodskap hier iewers op die Facebook, of stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp, en ons sal daarop reageer. So hier vind hierdie bonatuurlike ding plaas, die geweldige geluid, en dan hierdie tonge van vuur wat op mense gaan sit. En toe word hulle gevul met die Heilige Gees, en elkeen spreek in 'n taal. En dan stop dit daar eintlik, en dan beskryf dit eers nou iets anderster. In vers 5, en daar was in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. So op daardie oomblik was daar baie mense in Jerusalem, van verskillende oorspronge. En as ons gaan kyk na vers 9 tot omtrent 11, dan sien ons daar's 'n lys van plus minus 15 verskillende tale, mense wat verskillende tale gepraat het. En hier gebeur hierdie wonderlike ding, toe die Heilige Gees kom, toe voordat hulle dit verstaan het, of gehoor het, dat hierdie taal is eintlik hulle eie taal, sê vers 6, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So hierdie geluid was so oorweldigend, dat die menigte saamgestroom het. Dit moes iets verskriklik gewees het, toe die Heilige Gees gekom het met hierdie geweldige rukwind, en dat die menigtes het gehoor het, en saamgestroom het. En wat gebeur wanneer die Heilige Gees werk? Op watter manier ook al, jy sal iemand hoor praat, en getuig, dat die Heilige Gees het vir hom gesê, of haar gesê, en partyk, as jy die goed nie verstaan nie, dan is jy of verward, of jy is krities, of jy vorm 'n opinie, of jy verstaan nie die ding nie, en dan weet ons nie altyd wat om te reageer nie, en hier vind ons presies dieselfde, dat die mense het verskillende reaksies gehad. Van die reaksies wat daar was, vers 12 sê, verbaas of verwonderd, party van hulle was radeloos, vers 13 sê, mense het hulle gespot en gesê hulle is dronk, en gebeur dit nie vandag nie, want wanneer die Heilige Gees begin werk, kan dinge vreemd lyk. Hierdie geluid, hierdie wind, hierdie tonge van vuur was totaal vreemd, was nog nooit in die verlede, was daar iets wat daarna verwys het, wat dit vir hulle makliker gemaak het nie, het was totaal vreemd. So, party sê hulle is dronk, party is verwonderd, en vandag is dit nog dieselfde. Ons kritiseer so maklik mekaar se belewenis van die Heilige Gees, veral as ons dit nie verstaan nie, en veral as ons dit nog nie beleef het nie, dan kan mens baie keer krities wees, en jou opinie kan so ver verwyderd wees van die waarheid, so ver verwyderd van die skrif. En om hierdie goeders uit te sorteer, is dit vir my 'n geweldige voorreg om in ons gemeente 'n lering te gee oor die Heilige Gees, sonder om enige iemand, wat is die Engelse woord, te offend nie, maar net dat die woord tot ons harte spreek, om by die waarheid te kom. Nou, hierdie geluid was so hard, dat mense gekom het, en toe die mense by mekaar kom, en al hierdie opinies, en verwondering, en kritiek, spot, hulle is dronk, hulle is vol soetwyn, toe is dit 'n geleentheid vir Petrus om te preek.
en hy bring 'n boodskap. Ek wil vanoggend net dat ons kyk na vers 37 en 38 van Handelinge 2. Ek gaan nie die preek herhaal nie, jy kan dit maar gaan lees in Handelinge 2, maar dan staan die 37 en 38 staan hierdie gedeelte. Toe hulle dit hoor, hierdie preek hoor, is hulle diep in hulle harte getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen? Want dit wat hier gebeur, hierdie geluid, hierdie viertonge, hierdie tale, ons hoor die evangelie in ons eie taal, julle ouens kan dit nie praat nie, so iewerster is God aan die werk, dit is absoluut onmoontlik vir julle om dit te doen. So ons erken die werking van God in hierdie hele situasie, hierdie geluid, hierdie viertonge, en dan nou die feit dat hierdie manne wat nie ons taal kan praat nie, skielik vir ons verduidelik wie God is. Dis die boodskap van die Here. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur sodat ons krag kan ontvang om sy getuies te wees. Heel eerste, voordat dit gaan oor tale, voordat dit gaan oor enigiets, het hy vir ons gegee die mag om sy getuies te wees, die krag, die vrymoedigheid, die boldness om sy getuies te wees. En dan gaan hy aan, wat moet ons doen, broeders? Vers 38, en Petrus sê vir hulle, wat moet julle nou doen? Nou wat julle hierdie geluid gehoor het, nou wat julle hierdie viertonge gesien het, nou wat julle gehoor het, dat hierdie mense in julle taal praat, wat moet julle nou doen? Julle vra vir my, en die antwoord is dan dood eenvoudig. Bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word. In die naam van Jesus Christus. Tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek wil net daar eintlik volstaan daarby. Petrus sê, wat moet ons doen op hierdie Pinksterdag? As jy nog nie die Here ken, as jou verlosser en zaligmaker nie, bekeer jou. As jy die woord tot jou spreek en jy is nie by die Here nie, jy weet jy is nie veilig nie, jy weet as die Here vandag jou streep trek, is jy nie veilig nie, bekeer jou. Maklik is dit, bekeer jou tot die Here. Dan sê die woord, laat jou doop. Dis 'n doop na jou bekering. Nie voor jou bekering nie, is na jou bekering. En dan sê Petrus vir hulle, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou al verstaan ons nie op hierdie oomblik, wat is die gawe van die Heilige Gees nie. Dit is die volgorde wat Petrus voorstel. Bekeer julle, laat julle doop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit is 'n belofte. As ons glo die woord is geïnspireer deur die Heilige Gees, dan het God hier deur Petrus gepraat, dan het die Vader hier deur Petrus gepraat, dan het die Heilige Gees hier deur Petrus gepraat en gesê, bekeer julle, laat julle doop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit is my gebed, dat ons gemeente veral, waarvoor ek verantwoordelik is, ek en my vrou en die leiers, waarvoor ons verantwoordelik is, as ons gemeente kan sê, ons is bekeerd, ons is gedoop, en ons het die gawe van die Heilige Gees ontvang. Verstaan dit dalk nie nou nie, weet nie presies wat dit is nie, weet nie hoe lyk dit nie, want ek is, my gees en my brein is so, it's cluttered with all different kinds of theologies and teachings, verstaan nie die goed nie, en omdat ek nie verstaan nie, is die Heilige Gees vir my iets wat ek nie graag wil ondersoek nie, maar hier is die uitdaging, kom ons bekeer ons, kom ons laat ons doop, en dan kry ons die gawe van die Heilige Gees, en in ons pad vorentoe, gaan ons dit heerlik ontleed, en ons gaan in die volheid van die Heilige Gees lewe. Amen, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat ons nie as wese agtergelaat is nie, maar dat U vir ons die Gees van die Vader gegee het om ons in alle waarheid te lei. Ons wil vir U dankie sê dat die woord so omskrywend is oor wat daai dag gebeur het. En dat U vir ons beloof dat wanneer ons bekeer en gedoop is, dat ons die gawe van die Heilige Gees sal ontvang. En ons wil bid, Here, dat U ons sal lei by ons gemeente, terwyl ons die woord ondersoek rondom die Heilige Gees, dat U vir ons werklik sal lei in alle waarheid. Word U verheerlik in ons lewe, en mag U Heilige Gees vaardig word in ons, soos nog nooit van tevore nie. In U kosbare naam. Amen.